1 Samuel hoofstuk 12. En Samuel het met die hele Israel gepraat. Kyk, dit wat julle gevra het, het ek gedoen en vir julle 'n koning aangestel. En hier is julle koning wat julle sal lei. Ek is gevorderd in jare en my 2 seuns is nog hier tussen julle. Van toe ek nog jonk was tot nou toe het ek julle gelei. Hier staan ek voor julle. Roep enige getuies teen my in die teenwoordigheid van die Here en sy gesalfde en sê wie se bees of donkie ek gevat het. Het ek een van julle uitgebuit of dalk sleg behandel? Het ek ooit my oë toegeknyp en enige omkoopgeld van een van julle aanvaar? As ek het, gee ek dit terug. En hulle antwoord: U het ons nog nooit uitgebuit, sleg behandel of enige omkoopgeld aanvaar nie. En Samuel sê: Vandag is die Here en sy gesalfde my getuie dat julle geen klagtes teen my ingebring het nie. Hulle antwoord: Hy is getuie. En Samuel het voortgegaan. Moses en Aaron is deur die Here aangewys om julle voorouers uit Egipte te laat trek. Staan dan nou hier in die teenwoordigheid van die Here, sodat ek aan julle al sy weldade wat hy aan julle en julle voorouers gedoen het, bekend kan maak. Jakob het in Egipte gekom. Later het julle voorvaders tot die Here geroep. Toe is Moses en Aaron deur die Here gestuur en julle voorvaders is uit Egipte gelei. Die Here het hulle in hierdie land laat woon. Die Here hulle God is egter baie gou deur hulle verlaat. Daarom het hy hulle oorgelewer in die mag van Sisera, die bevelvoerder van Gasor se leer. Hy het hulle ook oorgegee in die hand van die Filistyne en die Moabitiese koning, wat teen hulle oorlog gemaak het. Hulle het tot die Here gebid en om hulp gevra. Hulle het gesê: Ons het die Here verlaat en baie gesondig deur die Baals en Astartes te aanbid. Maar as U ons net wil red uit ons vyande se mag, sal ons U dien. Toe stuur die Here vir Jerubbaal, dit is Gideon, Bedan, Jefta en Samuel. Die Here het julle uit die mag van julle vyande gered, reg rondom, sodat julle veilig kon woon. Maar toe die Ammonitiese koning Nagas teen julle optrek, het julle na my gekom en gesê: Nee, daar moet 'n koning oor ons aangestel word. Die Here julle God is tog julle koning. Wel, hier is dan die koning wat julle wou hê. Die Here het hom as koning aangestel. Julle moet respek hê vir die Here deur hom te dien en te luister na sy stem. Moet ook nie opstandig raak teen sy bevele nie, maar julle en julle koning wat oor julle heers, moet die Here julle God volg. Indien julle egter weier om te luister na die stem van die Here en opstandig raak teen sy bevele, sal die Here teen julle wees soos hy teen julle voorouers was. Staan stil en kyk wat 'n groot ding die Here hier voor julle oë gaan doen. Dit is mos nou tyd vir die koringoes. Ek sal tot die Here bid vir donder, weer en reën. En as julle dit sien, moet julle besef dat dit 'n groot kwaad in die Here se oë was dat julle 'n koning oor julle begeer het. En Samuel het tot die Here gebid, en die Here het op die dag donder, weer en reën gestuur. Die volk het groot respek vir die Here en vir Samuel gehad. Toe sê die hele volk vir Samuel: U moet asseblief tot die Here u God bid en by hom pleit vir die lewens van die dienaars, want by al ons ander sondes het ons nog hierdie groot sonde gepleeg deur vir 'n koning te vra. En Samuel sê vir die volk: Julle hoef glad nie bang te wees nie, alhoewel julle hierdie kwaad gedoen het. Sorg net dat julle nie van die Here af wegdraai nie, maar dien hom met 'n opregte hart. Wanneer julle afdraai, gaan julle agter nuttelose gode aanloop wat niemand kan red of uithelp nie. Die Here sal, ter wille van sy groot naam, nooit sy volk verlaat nie, want julle is sy eiendomsvolk. Ek self sal ook nooit ophou om vir julle te bid nie, want dan sondig ek teen die Here. Ek sal julle bly leer watter pad die regte pad is om te volg. Respekteer die Here en dien hom met 'n opregte hart, want hy het baie groot dinge vir julle gedoen. Indien julle egter verkeerd optree, sal julle en julle koning sterf.